Goeiemôre almal. Baie welkom vir oggend, vir almal wat saam met ons kom feesvier het. Dit is vir ons gemeente 'n baie besondere dag en 'n mylpaal van God se trou en God se sorg en God se leiding. So welkom aan elke oud lidmaat, elke nuwe lidmaat, elkeen wat ver oggend hierso is, om fees te vier saam met ons, om 'n bietjie terug te dink, want vandag kyk ons 'n bietjie na dankbaarheid, na die geloof van die wat voor ons gegaan het, die getuienis van die gemeente, wat oor 'n 3/4 eeu die lig van Christus hierso laat skyn het. En ons eer vandag die Here, en ons dink aan die stories van geloof en van hoop en van liefde, wat oor die jare al ingeweef is in hierdie gemeente en hierdie gemeenskap. Maar vanoggend kyk ons dan ook met verwagting vorentoe, want dieselfde God wat ons tot hier gebring het, lei ons ook die toekoms in. Hy is getrou en sy genade hou nooit op nie, ons kan daarvan seker wees. So mag hierdie erediens ook 'n lofprysing wees, nie tot ons eie eer nie, maar tot eer van God alleen. So daarmee wil ek vir julle welkom sê aan elke lidmaat en gas en familie en vriend. So kom ons vier vandag saam die grootheid van God se trou. Kom ons raak vir 'n paar oomblikke stil in gebed. Ek sal die Here altyd loof. Sy lof sal gedurig op my lippe wees. My siel roem die Here, laat die nederiges hoor en bly wees. Kom, laat ons die naam van die Here groot maak. Laat ons sy naam verhoog. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle elkeen van God ons Vader, Jesus ons Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Ons teks kom vanoggend uit Joshua 24 uit, en nou wil ek vir al die kinders vra om vinnig hierso in die voorste banke te kom sit. Julle gaan nie vanoggend uit nie, maar ons gaan ietsie spesiaals vir julle doen. So al die laerskoolkinders en die wat dalk voor laerskool is, die wat in die moederskamer is, kan ook hierso voorkom sit. Gaan hoor ons gou-gou. Waaroor gaan Joshua 24? Nou vanoggend lees ons dan 'n storie uit die Bybel uit, Johannes. En Joshua was 'n leier van die volk gewees, wat die mense bymekaar geroep het. En hy het vir die volk gesê, onthou julle die wonderlike dinge wat die Here ons God vir ons gedoen het. Hy het vir ons uit Egipte uitgelei, hy het vir ons 'n land gegee om in te woon, maar nou moet julle kies, of julle gaan die afgode aanhou dien, of julle moet die Here dien. En die volk het almal gesê, maar ons sal die Here dien. So kom ons dink 'n bietjie, watter dinge het God al vir jou gedoen? Kan julle vir my sê, ja? Hy het vir ons 'n bed gegee, ja? Die Here gee vir ons kos en klere, ja? Ja? Askie? Ja? Ja? No? En 'n familie. Die Here doen al hierdie mooi dinge vir ons. En ons moet ook elke dag kies of ons vir hom lief gaan wees soos wat hy vir ons lief is, nê. So as ek nou vir julle sou vra, het julle Jesus lief? Wat sou julle sê? Ja. Ja. En net so moet ons elke dag ook sê, maar ons wil graag gehoorsaam wees aan God, want ons wil uit ons harte uit dankie sê vir wat hy vir ons doen. Nou, ons gaan nou nie vandag uit saam met Tannie Sandra om verder te luister na 'n verhaal uit die Bybel nie, of om kinderkerk toe te gaan nie, maar ons het vir julle ietsie baie spesiaals voorberei. Baie dankie aan die kinderkraanstannies wat hierdie gedoen het. Hulle het hard gewerk om vir julle elkeen 'n stukkie klei te maak. Julle kan kom haal. En ook so 'n harde stukkie karton wat hulle op kan klei speel.
So julle kan so enetjie kry met klei, soos kruit as julle wil teken, vat vir julle een of twee kruitjies. En dan wil ek hê, hierso staan, God het my lief, want dit is ook 'n boodskap wat die Here vir ons elkeen vandag het, God het my lief. So jy kan daarso onder nou gaan teken, wat jy vir oggend hoor, vir al die groter kinders. Ons het nou klaar gesê, ons gaan gehoorsaam wees aan die Here, so as jy wil, kan jy die klei vat, en jou familie maak uit die klei uit, 'n klomp mannetjies, of soos ons nou gaan hoor, ek en my gesin, of ek en my huis, dien die Here, of julle kan 'n huisie gaan maak met die klei, en dan moet julle vir julle mammas en pappas wys, dat hulle ook kan onthou, dat ons die Here dien. Het julle kruite gevat? Het julle almal klei? Was hy? Janiek, hier is kruite. So terwyl ons dan uit die Bybel uit verder lees, kan julle lekker klei speel en ietsie teken. As julle kan maar gaan sit, dankie julle. Julle kan julle Bybels oopslaan by Joshua 24. Dis 'n teks wat ons verlede week ook gelees het. By ons verootmoediging, so julle sal seker van dan af onthou. Ons lees daar vanaf vers 4 af. Kom ons sluit eers die oë in gebed. Vader, dankie vir die woord. Dankie vir die beloftes in die woord. Dankie dat ons U leer ken deur die Bybel. Here, maak ons harte en ons verstand oop, sodat ons ook deur die Gees gelei kan word om U woord nou te hoor. In U naam alleen. Amen. Lees ons dan uit Joshua 24 uit. Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders ander kan die Eufraat in Egipte gedien het, en dien die Here. Of as julle nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien, die gode wat julle voorvaders gedien het, ander kan die Eufraat, of die gode van die Amorite, in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Die volk het geantwoord, ons dink glad nie daaraan om die Here te verlaat en ander gode te dien nie. Dit is die Here ons God wat ons en ons voorvaders uit Egipte, die plek van slawerny, gebring het. Hy het daardie groot wonders voor ons oë gedoen en hy het ons beskerm op die hele pad wat ons gekom het en teen al die volke deur wie se gebiede ons getrek het. Die Here het al die volke voor ons uitgedryf, die Amorite wat in die land gewoon het. Ook ons sal die Here dien. Hy is ons God. Maar Joshua het vir die volk gesê, julle kan nie die Here dien nie. Hy is 'n heilige God, hy is 'n God wat onverdeelde trou eis en julle opstandigheid en sonde nie sal vergewe nie. As julle die Here verlaat en julle dien vreemde gode, sal hy wat aan julle goed gedoen het, teen julle draai en rampe oor julle bring en 'n end maak aan julle. En die volk het vir Joshua gesê, nee, ons sal die Here dien. Toe sê Joshua vir die volk, julle is self getuies daarvan dat julle gekies het om die Here te dien. En hulle antwoord, ons is. Toe sê Joshua, verwyder dan die vreemde gode tussen julle uit en wy julle heeltemal aan die Here, die God van Israel. En die volk sê vir Joshua, ons sal die Here ons God dien, ons sal na hom luister. Joshua het daardie dag vir die volk 'n verbond gesluit en vir hulle daar in Sichem voorskrifte en bepalings vasgelê. Hy het die dinge in die wetboek van God opgeskryf, 'n groot klip gevat en daaronder 'n groot boom by die heiligdom van die Here regop gesit. Hy het vir die hele volk gesê, sien julle die klip? Hy sal die getuie teen ons wees. Hy het alles gehoor wat die Here vir ons gesê het. Hy sal die getuie teen julle wees, dat julle nie julle God bedrieg nie. Daarna het Joshua die volk laat gaan, elkeen na sy eie grond toe. Nou, vanoggend vier ons dan
die gemeente se verjaarsdag en ons het soveel mooi herinneringe. So as ons so deur die blaadjie kyk, ek dink almal van julle het gekry en die storieetjies lees van wat julle onthou van die gemeente. Dan is dit besonder om te sien, dit is alles van bazaars en optredes en allerhande mooi dinge wat gebeur het, van mense wat julle kan onthou, van konserte, van lees maar net, dit is van die ou koor en van die ou predikante. Ag, dit is baie mooi om te lees wat 'n mens alles kan onthou, wanneer mens 'n rukkie gaan sit en dink. En net so het die Israeliete ook onthou. Hulle onthou ook hulle rolmodelle en helde van die verlede. Hulle onthou al die ontberinge in die woestyn en daar by Sichem neem Joshua hulle op 'n reis deur die verlede. Lank gelede. En as ons 'n bietjie verder gaan lees terug, dan neem Moses in Deuteronomium ook die Israeliete op so 'n reis en wys vir hulle hoe God deur hulle geskiedenis met hulle handel. Ons gaan nou 'n bietjie daarby uitkom, maar vir oggend geld hierdie vraag ook vir ons. Onthou julle nog? Nou terug by Sichem en Joshua, en hy gaan dan verder om die mense te herinner aan die belangrikste dele van hulle verlede. Hy herinner hulle ook aan wat besig is om in die hede te gebeur, maar hy herinner hulle ook aan wat die toekoms vir hulle inhou. En hy trek 'n goue draad deur al hierdie dinge. En die goue draad wat hy vleg is hoe hulle aan mekaar gesit is deur God. Hoe hulle aan mekaar gehou is deur God. God se pad saam met sy mense. Joshua herinner die mense aan God se teenwoordigheid in hulle lewens. Hy herinner hulle aan God se beloftes en God se sorg en God se voorsiening. Hierdie God wat beskerm en vertroos. Sy alomteenwoordigheid in alle omstandighede, die goeie en die slegte. So kan jy nog onthou. Iemand sê een keer, vroeër was ek 'n geheel onthouer gewees en deesdae onthou ek net die helfte. En vir die matrieks wat nou binnekort begin met hulle eksamens, hoop ek dat julle geheel onthouers is. Want dit is belangrik om deeglik te kan onthou. So hoekom is dit so belangrik om te kan onthou? Eben Ha-eser, is 'n baie belangrike woord in die Bybel. Nadat die Here aan Israel 'n wonderlike oorwinning oor hulle vyande gegee het, het Samuel 'n klip regop laat staan en dit Eben Ha-eser genoem. Want het hy gesê, tot nou toe het die Here ons gehelp. En daardie klip moes hulle help onthou. En ons sien hierdie selfde idee van die klip ook nou hierso in ons verhaal vir oggend. Dit is amper soos 'n knoop in 'n mens se sakdoek of 'n knoop in jou gedagtes wat jou help onthou. Elke keer as iemand daar verbygekom het, moes hulle terugdink aan wat God vir hulle daardie dag gedoen het. En elke jaar wanneer September kom, moet ons ook terugdink met die kerk se verjaarsdag wat die Here vir ons as gemeente gedoen het. Want dit is ons verjaarsdagmaand. 'n Verjaarsdag is eintlik mos 'n onthou geleentheid. So dan is dit weer 'n tyd om 'n slag herinner te word. Ons herinner mekaar. So Joshua en sy mense word ook vanoggend hierso herinner in ons teksgedeelte. So word ons ook vanoggend herinner aan 'n klomp dinge. So kom ons herinner mekaar 'n bietjie aan 'n paar dinge. Aan 'n paar
mylpale, dalk in jou eie lewe, in die lewe van die gemeente. Dalk kan ons mekaar vanoggend van die begin af kom herinner. Kom ons herinner mekaar aan die dag toe jy dalk jou kind laat doop het. Toe jy daardie belofte afgelê het en gesê het, maar ek sal sorg dat hierdie kindjie weet wat dit is om Jesus lief te hê. Kom ons herinner vanoggend mekaar aan 75 jaar se genade van God. Ek herinner julle aan mense wat tot op hede betrokke was by julle geloofsvorming. Ek herinner julle aan mense wat vir julle tot vandag en verder opdra aan die Here. Ek herinner julle aan God se alomteenwoordigheid in julle lewens, aan wat Christus vir julle gedoen het. Dat Jesus ons verlosser is. Dat Jesus ter wille van ons gelei het. En dit veral vanoggend met die nagmaal word ons ook daaraan herinner. Ons word herinner dat Jesus sweepslae moes ontvang het. Dat die skare gejuig het toe hy gemartel is. Dat sy liggaam gebreek is vir ons. Dat sy bloed vir ons gevloei het. Maar ek herinner julle vanoggend ook, veral wanneer ons dan die nagmaal gebruik, om te onthou dat die graf leeg was op Paasondag. Ons moet altyd hierin herinner word. Word vanoggend herinner aan die eerste keer toe jy besef het hoe sondig jy is en dat jou sonde weggeneem is deur Christus. Daardie vreugde wat jy ervaar het, daardie vreugde wat ons nog elke dag kan ervaar, dat Jesus se verlossing ook vir my en vir jou is. So moet ons die heeltyd herinner word. Want ons het hierdie herinnering nodig, ten spyte van die wêreld rondom ons wat dikwels so wisselvallig lyk. Dan veral moet ons mekaar herinner dat God steeds in beheer is. Die feit dat dinge moeilik raak, beteken nie dat God opgegee het nie. Ons moet onsself herinner en mekaar herinner dat Jesus steeds besig is om in en deur ons te werk. Ons moet ons daaraan herinner dat die Here nooit verlof neem nie, dat hy 24 uur van die dag, 7 dae 'n week by ons elkeen is. Ons kan mekaar herinner aan die beloftes van die Here wat hy vir ons gee in die Bybel. Dat hy die soek wat alleen is, die soek wat eensaam is, die soek wat bang is, die wat verlore is, opspoor. Ons kan mekaar ook herinner dat ons na Jesus toe kan gaan wanneer ons uitgeput en oorlaai is. Dat hy vir ons sal rus gee, want dit is wat die woord van God vir ons sê. Kom ons herinner mekaar, nie net vandag nie, maar in die toekoms, oor wat die woord van God vir ons sê. Jesus sê vir ons hierdie dinge. Die Here maak vir ons beloftes in sy woord, en Joshua en sy mense onthou en word herinner, veral dat hulle verhaal met God se verhaal vervleg is. Met God se op pad wees met mense vervleg is. En so kan ons dit ook onthou, want die Here het hierdie afgelope klompie jaar ook met ons 'n pad gestap. Of jy nou 2 weke in die gemeente is, of 70 jaar in die gemeente is, so stap die Here ook met jou 'n pad. En gaan hy ook met ons 'n pad aanhou stap. En dit is ook wat ons teks vir ons vanoggend sê, die Here is besig met ons op hierdie pad. In ons lewens is hy in elke omstandigheid teenwoordig. Net soos die mense wat deur Joshua gevra word om te kies, vra die woord dan vir ons vandag ook om te kies. Die Here is met ons op pad. Ons word herinner aan al hierdie dinge
Ons onthou hierdie dinge. Maar dan sê Joshua, moet die volk om Vader se naam net 'n keuse maak. Of die afgode, of die Here. Want, wanneer die volk vergeet wat die Here doen, dat die Here op pad is saam met hulle, dat hulle deel is van God se verhaal, dan veroorsaak dit probleme. En net so, veroorsaak vergeetachtigheid vir ons ook probleme. Wanneer ons 'n bietjie na die verhaal van Moses in Deuteronomium kyk, dan sien ons dat hy ook die volk herinner aan die volk se geskiedenis, die goeie en die slegte tye. So ons sien die belangrikheid van om te onthou en ons sien die gevare van vergeet in die Bybel. Hy beklemtoon Moses in hoofstuk 6 dat hulle die verhaal ook aan hulle kinders moet vertel, dat die verhale van God en die pad saam met God nie verlore raak nie. In hoofstuk 16 lees ons van sekere feesdae en feeste wat ingestel is om die belangrikheid van sekere gebeure te onthou. En hierdie feesdae was bedoel as 'n hulpmiddel gewees om te keer teen vergeetachtigheid. Want selfs Moses het geweet, die volk kan nie bekostig om te vergeet nie. Hulle kan nie vergeet wat die Here vir hulle doen nie. Hulle kan nie die Here self vergeet nie, want anders gaan hulle in 'n groot moeilikheid. En sê, as jy ooit die Here jou God vergeet en ander gode aanhang, en hulle dien en eer, sal jy tot niet gaan. So ons sien die gevaar, ons sien die dringendheid om te onthou, en nie te vergeet nie. En dankie tog, dat ons, soos in Moses se tyd, ons vandag ook hulpmiddels het om te kan onthou. Daarom vier die gereformeerde kerke wêreldwyd, byvoorbeeld in Oktober, hervormingsfees. Daarom vier ons Kersfees en Paasfees en Pinksterfees. Daarom het Jesus die nagmaal ingestel met die opdrag, doen dit tot my gedagtenis. Die Here self vir ons sê, ons moenie vergeet nie, en hy gee hierdie dinge vir ons om te kan onthou. Daarom lees ons die Bybel, daarom gaan ons kerk toe, daarom sing ons lofliedere, wat ons onthou van God se wonderlike dade. Daarom het ons die wet op 'n Sondag om ons te herinner aan die eise wat God vir ons stel. Daarom het ons die vryspraak om ons te herinner aan God se genade. Daarom het ons voorbinding vernoot verander, sodat ons kan onthou dat ons ook 'n verantwoordelikheid het teenoor mekaar. Daarom, wanneer ons die seën uitspreek, dan onthou ons dat ons afhanklik is van die Here, en dat die Here ons seën. Maar 'n mens en 'n gemeente kan nie in die verlede bly lewe nie. Ons kan nie net onthou nie, maar om gereeld te herinner word, het groot waarde. Dit word vir ons baie duidelik, want om te onthou, behoort eerstens vir ons vertroue te gee, juis op die pad vorentoe. In Deuteronomium 7 vers 18 staan daar, moenie vir hulle bang wees nie, dis nou die vyand. Dink net wat die Here jou God met die Farao en die hele Egipte gedoen het. So wat ons kan onthou, gee vir ons ietsie van 'n hoop vir die pad vorentoe. Wanneer ons onthou wat die Here vir ons gedoen het in die verlede, kan ons op daardie hoop ook vertrou vir die pad vorentoe. Tweedens help dit ons om 'n bietjie perspektief te behou en nie vas te kyk in die omstandighede wat ons nou in is nie. Deuteronomium 4 vers 32 sê, gaan stel aan ondersoek in na die verre verlede, na die dae lank voor julle tyd, van die tyd af dat God die mens op die aarde geskep het, en kyk of so iets magtigs al gebeur het.
wanneer dinge nou sleg gaan met ons en rondom ons, dan help dit om te onthou, dat daar in die verlede ook sulke tye oorleef het. Wanneer ons terugkyk op die pad waar langs ons gekom het, help dit ons om koers te hou vorentoe. En om lesse wat ons geleer het, vergeet nie. Want die lesse wat ons geleer het in die verlede, help ons op die pad vorentoe. Julle mag nie die geduld van die Here, julle God, op die proef stel, soos by Manasse nie. Julle moet diep in jou hart weet, soos 'n man dissipline by sy seun kweek, so het die Here jou ook gedissiplineer. Ons leer uit ons verlede uit. Ons leer wie ons is en ons leer wie God is om te onthou. Ons leer dat God 'n genadige God is wat ons deurdra. Dat God nie ver is nie. Dat ons met ons probleme en met ons harte na die Here toe kan gaan. Ons leer God ken uit ons verlede uit, wanneer ons onthou. En om te onthou en te herinner te word, maak 'n hertoewyding makliker. Wanneer ons God se beloftes onthou en herinner word aan hoe hy teenwoordig is in ons lewens, word ons lewens met hoop gevul. En hertoewyding is maklik waar daar hoop vir die Here en vir die toekoms is. Joshua sê vir die mense, maar julle moet nou kies. Om die verlede te kan onthou beteken om te erken dat ons lewensreis net genade is. En dat ons oorlewing net 'n geskenk van die Here is. En daardie genade geskenk, daardie teenwoordigheid van God roep ons en daag ons uit om soos Joshua en sy mense in hertoewyding voor die Here te staan. Om ons lewens weer en weer vir die Here in oorgawe te gee. Elke keer wanneer ons deur daardie deur stap om te aanbid, elke keer wanneer jy op jou knieë gaan om te bid, elke keer wanneer ons hier saam is in die gemeente, elke keer wanneer ons 'n vreemdeling help, elke keer wanneer ons vir vergifnis vra, elke keer wanneer ons hand uitsteek om te help, is ons besig met hertoewyding. Elke keer wanneer ons 'n baba doop of 'n jong mens belydenis van geloof aflê, elke keer wanneer ons 'n nuwe reis van disippelskap begin, is ons besig met hertoewyding. Dan kies ons vir die Here. Jou betrokkenheid is 'n teken van jou hertoewyding aan die Here. Dat jy sê, maar ek en my gesin dien die Here. Kies vir die Here. Daar is tye in 'n gemeente en elke mens se persoonlike lewe wanneer dit nodig is om 'n klip regop te staan, te maak staan en te sê, Ebenezer, tot hier toe het die Here my gehelp. En elke keer word ek herinner daaraan. En vanoggend is so 'n oomblik, so 'n moment in ons gemeente se lewe. Daar's 'n tyd om stil te staan en na te dink oor vrae soos, waarvandaan kom ons? Hoe het ons hier gekom? Wie het ons langs die pad gehelp? Wat kan ons leer uit ons foute? Waarheen is ons op pad? Waarheen wil God met ons gaan? Hoe gaan ons daar uitkom? Op so 'n verjaarsdaggeleentheid is daar so baie mense om voor dankbaar te sê. Maar as kinders van die Here weet ons dat ons dank moet gee in die eerste plek aan ons Vader. Nes Israel hulle verlossing uit Egipte nie verdien het nie, het ons verlossing
ook deur Christus nie verdien nie. En as ons terugkyk na die pad waarlangs hy ons gelei het en gedra het, het ons ook baie rede tot nederigheid en dankbaarheid en blydskap. En die herinnering behoort ons ook te vul met deernis teenoor mekaar, teenoor ander mense. Al het ons ook minder aangename herinneringe wat in ons verlede lê. Persoonlik en dalk in die gemeente, kan ons ook uit die woord uit leer dat die Here steeds daar teenwoordig is. Dat ons steeds uit die verlede kan leer, dat ons God leer ken uit ons verlede uit. Dat dit vir ons hoop gee vir die toekoms, want ons weet dat die God wat ons tot hier gebring het, vat ons ook verder. Wat in jou eie lewe is, wat in ons gemeente is. So kom ons vereer hom. Kom ons vereer hom daarvoor. Daar gaan tye kom dat ek en jy vergeet, dat jy jou geloofslewe dalk 'n bietjie verwaarloos, dat ons 'n bietjie wegdraai van die Here af, maar hoor die goeie nuus. Die Here vergeet ons nie. Hoor die goeie nuus, die Here sal aanhou jou roep en ons aan sy beloftes herinner. Die Here sal voortgaan om ons vergifnis te bied. So kom ons onthou, kom ons herinner mekaar, ook nou deur die nagmaal, en wy onsself weer as persoon en gemeente aan God toe. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die Here het self die nagmaal ingestel en daarvan getuig Paulus. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, die brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. En net so het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit en elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van die brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Waaroor gaan die nagmaal eintlik? Wat is die wese van die nagmaal? Ons lees die nagmaal is in sy wese 'n verbondsmaaltyd. Met ander woorde 'n maaltyd wat aan 'n ooreenkoms herinner, 'n verbond wat gesluit is, waar die verbinding tussen Christus en sy gemeente telkens gevier word. As verbondsmaaltyd het dit die volgende betekenisse. Die nagmaal is in die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. In die nagmaal oordink en verkondig ons die dood van Jesus. By die aanskouing van brood en wyn word ons herinner aan Jesus se lydensweg. Hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het, hoe hy die lydensbeker gedrink het, hoe hy aan die kruis van God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ons nooit deur God verlaat sal word nie. Die nagmaal is in die tweede plek 'n waarborg. Daarom sê die Here, dit is my liggaam en dit is my bloed. So seker as vir elkeen hierdie brood voor sy oë gebreek word en hierdie beker gedrink word en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en sy opstanding.
Hierdeur waarborg hy sy soenverdienste vir ons so volledig, asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir ons sonde gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan en ons geregtigheid voor God verwerf het. Die sekerheid wat hierdie waarborg ons gee, is nie gegrond op ons eie gevoelens of stemminge nie, maar op die tekens uit die hand van die Here. Dit is in die Here self gevestig. Die nagmaal is in die derde plek die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Die nagmaal verbind ons nie net met Jesus se dood nie, maar help ons om in die gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is die lewende Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons deur dieselfde Gees ook weer met mekaar as lidmate van een liggaam in broederlike liefde saam verbind. Soos die apostel sê, omdat dit een brood is ons, al is ons baie, saam een liggaam, want ons het almal deel aan die brood. Die nagmaal is in die vierde plek 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. Ons het in die nagmaal die versekering dat die Here een met ons is. Tog kyk die gemeente hiermee ook vooruit na sy wederkoms en verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy kom. Deur die nagmaal strek ons uit na die dag wanneer Christus in heerlikheid sal verskyn en alles tot volheid sal bring. Die dag wanneer hy die hemel en die aarde nuut sal maak, sodat geregtigheid daarin kan woon en God alles vir almal kan wees. In die nagmaal verlang die bruid van Christus na die bruilofsmaaltyd van die lam. Die nagmaal is in die vyfde plek 'n vreugdefees. Al spreek die tekens van die lyding en sterwe van Jesus Christus, van sy kruis, sy bloed wat vergiet is en sy liggaam wat gebreek is, staan die nagmaalsviering nie in die teken van rou en droefheid nie. Hoewel die gemeente die nagmaal met gewyde erns vier, is dit 'n vreugdefees waar die Heiland op 'n besondere manier die vrugte van sy lyding, sterwe en opstanding uitdeel. In die nagmaalsfees mag die gemeente nou van die vreugde smaak wat vir ons wag by die bruilofsmaaltyd van die lam. Uit dit alles blyk duidelik dat die nagmaal ten slotte 'n fees van dankbaarheid is. Die Heilige Gees verseker ons deur die tekens van brood en wyn van die heil wat ons in Christus deelagtig is. Hier by die nagmaal, by die gebruik van die tekens, dank ons hom met ons hele wese en gaan ons nou in dankbaarheid ons lewe opnuut aan hom toewy. In die dankbaarheid juig ons saam met die triomferende kerk van alle oorde en alle tye. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer.
Die nagmaal is dus 'n uitnodiging om deel te hê aan die volle verlossing van ons Christus en dit feestelik te vier. Die Here se verhouding met ons word ook daardeur versterk. Ons verhouding met mekaar word ook versterk. So om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in hierdie teenwoordigheid van die Here ondersoek voordat hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie oordeel oor homself bring nie. Ons word verplig om opnuut na te dink oor al ons sondes. Dit is sondes wat ons met ons gedagtes, ons woorde of met ons dade oortree het. Daar is ook sondes van versuim wat ons nagelaat het om die opdragte van die Here uit te voer. So laat ons nou opreg voor God onsself verootmoedig. Waar ons nou gehoor het wat die nagmaal is en waar ons nou ook saam aan tafel sit, kom ons staan en bely hardop ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Julle kan maar sit. Ons gee nou kans vir die tekens om uitgedeel te word en die tafel om voorberei te word. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volle versoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy bloed vergiet is tot volkome versoening van al ons sondes. Ons vra nou vir Dominique Ackerman om vir ons die gebed na die maaltyd te doen. Met die smaak van die wyn op ons tong en die broodjie, word ons hart vervul met die waarheid van die gekruisigde en opgestane Here. Mag U hier vandaan vertrek en in lewe elke dag het sy teenwoordigheid, want hy bly getrou. Hy sal jou nooit los nie. Jy is duur gekoop. En daarom, Here onse God, al is dit die hoeveelste keer wat ons nagmaal mag geniet, ja Here, geniet, dit kos ons niks, want U het alles betaal. Gaan ons huis toe met nuwe krag, nuwe moed, nuwe hoop en sien ons uit na die dag wat ons by U sal wees en wanneer ons ten volle
vreugde met mekaar en saam met U sal geniet. Laat, Here, die wonder van U teenwoordigheid vanmôre in elkeen van ons bly, ook wat ons uitdagings mag wees. U is met ons, altyd nog Immanuel. Amen. Baie dankie, oom. Ons gee nou tyd vir die dankoffers om opgeneem te word. So baie dankie sê vir ons musiekspan vanoggend. Angelique, al die wat getrou elke Sondag hier so is met gitaar en fluit en stem, maar ook jou mense, baie welkom hier so en baie dankie vir die saamsing en die saamspeel vanoggend. Dit is baie spesiaal. Ek wil ook nou welkom sê vir Dominico. Dominico het gevra om namens die ring ook ietsie vanoggend te sê. Liewe gemeente, goeiemôre. Dit is wonderlik vir my om dit hierdie mooi dag saam met julle te kan vier. 'n Baie mooi geleentheid om 75 jaar as gemeente te kan bestaan en lief en leed en deur dinge wat vergete is en wat julle weer probeer onthou, besef maar hoekom met julle as gemeente begin. Daar was jare terug, wat die hele moot gemeentes oorgeloop het, daar was te min gemeentes. Dis soos hierdie brood van die nagmaal wat ons begin opbreek het, sodat elkeen 'n stukkie kan eet. So was daar vroeër net een gemeente, en die gemeente was te vol, mense kon nie meer sit in die kerke nie. En gemeentes het, of lidmate het agterweeg gebly, ver gebly van die kerk af, daai tyd het mense die karre gehad, almal soos vandag nie. Daai jare het baie mense nog kerk toe geloop, en mense uit hierdie gebied moes hier oor die treinspoor loop, daar Valeria toe, maar om beter bedien te word, het die gemeente afgestig, het die pragtige kerk gebou daai tyd, om lidmate in die omgewing te dien en te voed met dit wat die Here vir ons elkeen wil gee. En ons vier vandag saam met julle, ons bly en namens die ring en die gemeentes van die ring, wil ons vir julle sê, ons is bly dat julle vir soveel jaar bestaan het en dat die Here deur julle kon werk en vandag nog vir julle wat in hierdie gemeente bly kan voed. En my wens en gebed tot die Here is dat hy steeds sal voortgaan om hierdie gemeente te gebruik vir hoekom dit geskep is, begin is, en dat julle steeds 'n lig sal wees en 'n bron van voeding vir almal hier. En dit hierdie gelukwense bring namens die ring, maar ook as leraar van Pretoria Dowes, wat ook die voorreg het om julle fasiliteite te mag gebruik, wil ek ook namens ons gemeente vir julle sê baie geluk. Ek gee graag vir julle Psalm 73, vers 28. Maar wat my betref, die nabyheid van God is vir my goed. Ek het my Heer, die Here, my skuilplek gemaak, sodat ek van al u werk kan vertel. En ek dink dis wat 'n gemeente is, waar ons besef, ons het die nabyheid van die Here nodig, en dis hoekom hierdie gebou hier staan, vir ons te sê, die Here is hier,
Hy wil naby jou wees. En hy wil hê mense moet hier kom en naby die Here voel. En naby hom wees. En die tweede is dat jy voel as 'n skuilplek. Die Here is vir jou skuilplek. En mag hierdie kerkgebou en hierdie gemeente 'n skuilplek wees vir julle in hierdie moeilike tye waarin ons ook leef vandag. Maar dat hierdie gemeente ook van die werk van die Here sal vertel. Seën vir julle. In die naam van die Here Jesus groet ek julle. Baie dankie Dominee Nico. Dankie vir die mooi seënwense van die ring en ook vir van die dowes. En dan, voor ek by die verjaarsdag kom, het Annemarie ook net gevra vir 'n vinnige spreekwoord. Ons afkondigings gaan nie lank wees vanoggend nie. Ons gaan die verjaarsdag doen, want ek sien hier is 'n paar verjaarsdagmaatjies. En dan net so een herinnering aan die week se verrigtinge. En dan kan ons lekker verder gaan kuier. Ek wil net vir elkeen baie dankie sê. Julle, toe ek aangebied het om die boek te skryf, het ek nie besef hoeveel julle gaan skryf nie. Die boek is 'n volle 94 bladsye sonder die fotos. Maar ek moes dit in 6 hoofstukke af, want my stapler is nie dik genoeg of kan nie hierdie goed alles saam nie. So ek gaan dit daar by die tee, gaan ek dit sit, dan kan julle daarna kyk, maar hierdie is die proef, so Dominee Poulet moet asseblief kyk of dit reg is, en dan sal ons dit finaal druk, maar ons wil graag hê, as julle 'n kopie hiervan wil hê, moet julle julle name en julle selnommers opskryf, want ons gaan nie free for all somme baie druk nie. Ons gaan net vir die wat wil dit besit. Baie dankie. Hierdie is die gemeenteboek. Ja, dis die gedenkboek. Gedenkboek Vir die 75 jaar, maar ek wil regtig vir elkeen sê baie dankie wat bygedra het tot die boek, maar ook vanoggend. Julle, die hele gemeente was gister besig om te bak en te brou, so baie dankie vir elkeen en ons gaan nou lekker saamkuier, ook vir die wie finansiële bydraes gemaak het. Ten opsigte van die Koopsusters, dankie doen. Dankie Annemarie, wat ook hoof is van ons feeskomitee en dankie vir die boek. So julle kan na ons gedenkboek gaan kyk by die tee en dan 'n bestelling insit by Annemarie. Sodra ons al die foto's, ja, daar's 'n lys. So almal wat wil, daar's ons ook 'n besoekerboekie of 'n boekie waar jy 'n gedagte kan inskryf. Julle is welkom om dit ook by die tee te doen. Dalk kry ons nog so 'n paar ek onthou staaltjies daarso uit. Maar baie dankie ook vir jou en vir jou moeite. Dankie vir almal wat vandag bygedra het met die koek en tee ook. Ons nooi julle om lekker te kom saamkuier na die erediens by die saal. Vat julle tyd, kuier lekker, drink koffie, drink tee, eet soveel as wat jy kan. Soos wat Annemarie sê, die gemeente het hard gebak gister. Maar voor ons gaan, wil ek vir almal asseblief vra, om hierso voor by die kantoor aan die buitekant by mekaar te kom. Ons wil graag 'n gemeentefoto neem. Soos wat jy op pad uit is, stop net daar. Cara Marie is ons fotograaf vanoggend. Sy sal vir ons sê hoe om te staan en waar om te staan. Net 5 minute vir 'n vinnige foto van ons almal. Ek wil julle graag uitnooi Dinsdag die 30ste September om 6:00 om die meditatiewe diens by te woon. Dit is op die gemeente se verjaarsdag. Dis nie 'n volle erediens nie, die wat al by 'n Aswoensdag diens was. Dit is min of meer op dieselfde wyse. So kom raak 'n bietjie stil hierdie week, Dinsdag aand om 6:00. Gaan nou uit met harte vol herinnering aan God se groot dade. Onthou sy goedheid van gister, herinner mekaar aan sy liefde vandag
en wy julle lewens opnuut aan hom vir die toekoms. Ons drieërige God, Vader, Seun en Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen.